is 'n land by die see wat my alles kan gee. Dit is 'n land wat vreugde bring, bo kan die berge tot in die vallei. Dis die wêreld net vir my. Dis my land, die boland vir my. Dis die land waar ek liefde kry. Dis my land, hier wil ek bly. Net die boland net vir my. As ek saam so alleen langs die bergrivier ry, dan voel ek in my hart so bly. Dit is die boland, die wêreld vir my, want jy deel die land met my. Dis my land, die boland vir my. Dis die land waar ek liefde kry. Dis my land, hier wil ek bly. Wil die boland net vir my. As die wolke en reën oor die klowe kom rol, dan voel ek in my gemoed soms vol. Al het die reën reeds lank al verdwyn, bruis my boland. Tot hem. Hier. Pieter Jan, Saterdag aand hou ons verlovingspartytjie. Melody kan haar sterre dank dat sy jou in die hande gekry het. Ag, kom nou tante. Ek het haar lief. Ons gaan binnekort trou en sy's haastig. Kan ek verstaan. Van der Stels is altyd voor op die wa. Ek wil nie sulke nonsens hoor as sy vanmiddag kom tee drink nie. Ja. Pieter Jan, as julle van plan is om vir 3 maande in Europa met hierdie witbroodse reis vir julle te gaan rondry, dan moet jy 'n bestuurder kry. Jy kan nie staat maak op swart Jan nie. Seker, Melody? Nee, dankie. Ek verslank. Verslank? Jy is al klaar so plat soos 'n plank. Ek het reeds met Lubbe gepraat. O, dis goed. Ja, dit is altyd beter om deur, dankie kind, om deur 'n prokureur te werk. En Lubbe het jou pa se sake baie goed hanteer. Hy het net die regte kerel in sy boeke. 'n Student van 'n landboukollege ergens in die Vrystaat. Vrystaat? Dis jammer. Die kerel het sopas sy diploma verwerf met lof. En hy soek na 'n posisie op 'n wynplaas. Hy het reeds sy prakties gedoen by 'n groot wynkelder. Uitstekende kwalifikasies, ongetroud natuurlik. En Lubbe het reeds sy aansoek telegrafies aanvaar. Ek verwag hom binnekort. Hoop nou maar net, hy is 'n tamelike ordentlike familie. Nie dat 'n mens jy net iets kan verwag van ten noorde van die Oranje nie. Wie is hy? Jacobus, Johannes, Ludovicus de Tooi. O, de Tooi. Nee, dis goed. Mama was een nooit Dutois. Dutois? Regtig? Meneer Van Esten verwag dat u die kontrak onmiddellik sal onderteken en per lugpos aan my sal terugstuur. Soos u verder kan aflei, sal die kontrak vir 1 jaar lank totaal bindend wees. Hy verwag verder volslae eerlikheid, hardwerkendheid, inisiatief en deursettingsvermoë. Onderteken Jacobus Johannes Ludovicus de Tooi. Is dit al? Wanneer kan ek hom hier op die plaas verwag? De Tooi behoort teen Saterdag te wees. Sê my, hoekom wie nou 'n kontrak hê vir 'n jaar? Dit sou oorspronklik wees vir die 3 maande wat julle oorsee sou gaan. Melody praat van 'n huis in Kaapstad. Dis moontlik dat ek nie pal op die plaas sal bly.
ek gou vir ons juffrou asseblief. Hy moet vanaand nog weg, hoor. Goed, meneer. Waarom is ons nou weer? O ja. Lyk vir my jy het die skoot half hoog deur. Ek hoor julle was glad laasweek by die sokker. Geldsokker. En jou pa oud Springbok. Melody hou van sokker. Ek is natuurlik nog 'n rugbyman. Melody is 'n mooi meisie. Wat dink jy aan haar ryk pa het haar 'n bietjie bederf nie? Wie sê ek gaan haar nie bederf nie? Alibi, waar is Swart Jan? Meneer Swart Jan het 'n probleem, maar hy slaap daar as die huis af. Maar ons verwag oor 100 gaste. Natuurlik moet ons Franse champagne bedien. Net die beste vir my verlovingsparty. En wat gaan Pieter Jan sê as Merle se eie bruiswyn moet terugstaan vir Franse champagne? Hy laat alles aan my oor, tante. As ek hier oorneem, dan sal al die huishoudelike sake my verantwoordelikheid wees. Miss Melody, ek bedoel nog geen disrespek nie. Maar waarom kan ek nie my eie bloedgrootjies resep vir Baboetie en Sosaties inspan vir hierdie party nie? Genade is die beste kok aan hierdie kant van Parelberg. Die geregte moet iets besonders wees, tante. In Frankryk het ek soveel van kosse geleer. Parabole. Hi, goodbye julle. Ek moet dorp toe. Hier gaat nog groot roksie kom met al die vreemde idees en goed. Genade gedraai julle. Ou tradisies en gewoontes is daar om plek te maak vir nuus. Melody is nog jonk, sy sal nog leer. Siekert. Slakke. Master Pieter Jan gaat so reg in haar gatte. Genade. Padas. Sis. Genade, ou skepsel, opskit. Die gaste kom al aan. Die kyk nog. Hello, Mike. PJ. Melody, congratulations. Hello, Mike. I'm so glad you could come. PJ, I don't believe it. You finally did it. Oh, PJ's so slow, I bet you had to ask him. He asked me, believe it or not. En dit van my beste vriend. Ek is nie laat nie, is ek? Nee, hy is net my nuwe bestuurder. Ek weet nie hoekom hy so laat is nie. Hey, laat mij voelen alsof ons hele toekomst van hier bestuurder afhangt. In geval van geen bestuurder, geen huwelijk. Ach, vergeet die bestuurder. En wat beteken dit, juffrou? Wie's jy?
Ek is Kobie, meneer. Ek is jammer as ek... Kobie? Kobie wie? Jacobus Johannes Ludovicus de Tooi, meneer. Ek is meneer Van Uysen se nuwe bestuurder. Die nuwe bestuurder? Ja, waarom nie? Wie's jy? Vat hierdie ding. Dis nie 'n ding nie, is my kar. Excuse me. I think I've just found myself a partner. Verskoon my tog asseblief. My nuwe bestuurder 'n vroumens. Los my, sit my neer. Los my uit, daar's niks verkeerd met my nie. O, juffroukie, jy het ons slaweklok doodgery. Kom saam met my huis toe. Dames en heren, Pieter Jan is my buurman en vriend. He was supposed to get engaged tonight, but he's forgotten all about it. Pieter Jan, kom hier. Toe ek die slaapklokkers eraan wil lê, het ek myself gedink die master nou wil party. Maar nou kan ek sien dat binne calamity. Verwyder hierdie en maak nou die klok mooi reg, Galiepie. Sir? Nee, sir, dis net meer as 'n nuwe baas, Miss Melody. Een keer wie 'n goeie dra sla, anderste, die geen vrou nie. Vat nou op genade. Elke Vrydag aan. Galiepie, ek weet wie looi vir wie elke Vrydag aan. Maak hierdie klok mooi reg asseblief en stoot hierdie ding op die ashoop. Ja. Môre, kindjie. Dit, 'n bietjie koffietjies. Dankie. O, ek is so bly om hier te wees. Die Kaap is darm vir my 'n mooi plek. Ek het sommer smoor verlief raak op hierdie plaas. Nie so haastig nie, meisietjie. Die baas van die plaas wil jou nie hier hê nie. Maar hy het 'n kontrak met my geteken. Ja, maar hy het nie geweet jy's 'n meisie nie. Hy lê vanmôre nog aan skok. Vertel my van meneer Van Uysen, tant M. Ek sou hom graag wou ontmoet het gisterand. Maar kindjie, jy het hom ontmoet. Is hy wat jou daar verwelkom het? Pieter Jan hou nie van hierdie soort van dinge nie. Veral nie van sy bestuurder nie. Ek kan sien dit gaan nie maklik wees nie. Ek hou van jou, kindjie. Maar ek dink jy moet jou goedjies pak en trek. Pieter Jan is nie die maklikste mansmens om mee klaar te kom nie. Dis net sy verloofde wat hom om die vinger kan draai. Ek het 'n kontrak, tant M, en ek is van plan om dit uit te dien. Nou maar sê my, kindjie. Hoe kom dit dan dat jy 'n mansnaam het?
Ag, tante. My pa wou graag 'n seunskind gehad het. My ma is by my geboorte en ek is al wat hy ooit gehad het. Jakobus, Johannes, Ludovicus. Snaaks. Is nie? Ek hoop Pieter Jan dink so. Saam met hy van ontbyt hoor. Ek's nou daar, tante. En dankie vir die vriendelikheid. Lyk my ek gaan dit nodig kry. Jy moet nie te hard op haar wees nie. Sy kan nie help dat haar pa haar 'n mansnaam gegee het nie. Ek kan nie 'n vrou as bestuurder hê nie, tante, dis buite die kwessie. Sy het klare aanstelling. Sy het 'n kontrak. Laurens sal die kontrak moet kanselleer. O, daar is jy, tante. Kom. Ons sit hier. Goeiemôre, meneer Van Eysen. Ek is Hier jammer. op Meerlus begin die werksdag 5:00. Dis reeds 8:00. My dienskontrak stipuleer ek van die 1ste van die maand werk. Dis môre. Ek sien. Sit. Dankie. Ek moet om verskoning vra vir my gedrag van gisteraand. Ek het nie besef ek praat met die baas van Meerlus en my werkgewer nie. Dankie, tante. Dis nie van belang nie. Dankie. Help jouself, hoor. Dankie. En wat's verkeerd met ons kos? Oh ja, natuurlik. Julle Vrystaaters en Transvaalers eet soggens 'n bak mieliepap. Dit gee ons ten minste goeie maniere. Kobie sê jy is so bly om op 'n Kaapse plaas te wees. Was daar altyd daar Meerlus het mannekrag nodig. En die bestuurder moet spiere hê. Ek is ook nie gewoond aan om saam met die plasse op te eet. maniere? Meneer Van Eysen, wanneer begin ons werk? Sit, juffrou. Dis 'n man se werk. Ek kan enige man se werk doen. Maar jy's 'n vroumens. Ek het juist gedink ons gee vir Kobie vir juffrou De Tooy die spaarslaapkamer. As De Tooy die bestuurder wil word, sal ek haar soos 'n man behandel. Die bestuurder slaap in die buitekamer. Pieter, ja. As sy 'n man se werk wil doen, moet ek haar soos 'n man behandel. Dit was Swart Jan se kamer. Nou wat dit duiwel is verkeerd met hierdie deur. Dis jou kamer, De Tooy. Sitkamer, slaapkamer, badkamer. Alles wat jy sal nodig hê. Ek's nie beter gewoond nie. My pa was nooit wel af nie. Hy was sy hele lewe 'n bywoner. 'n Voorman. Dis ek. Theorie. Praktiese werk was deel van my opleiding, meneer Van Eysen. Ons sal sien. Binne. Goeiemôre, Miss Kobie. Môre genade. Laat ons genade jou help om hierdie varkhok van Swart Jan skoon te kry. Ai, dat sommige mensen daarom zo slotterig kan wees. Eerst bij daar die berries. Ja, als ons vrouw mensen ook niet samen staan.
Dag, juffrou. Môre, Swartjan. Is jy op pad? Vroumens het my Job gevat. En wat gaan jy nou doen? Ander Job soek. Wat anders? Werk vir my, Swartjan. Hoe meen juffrou nou? Bly op die plaas. Hou jou lyf skaars. En sorg dat meneer van Eysen se nuwe voorman spore maak. Neem 'n sigaret. Ahoy met, of 'n skeer kan aan die brand slaan. Of dit kan begin spook in die buitekamer. Jou werk begin vandag. R50 per week. Goed, juffrou. Goed, juffrou. Hallo Melody. Ek het besluit om te kom kuier. Moenie so verbaas lyk nie, skat. Dink jy ek gaan jou hier alleen los met 'n voorman wat 'n rokkie dra? De Toei. Wat vir is daar hier? Lawrence vertel my dat jy vanmôre probeer het om de Toei se kontrak te kanselleer. Ha, mans naam het my mislei. Toe maar, skat. Jy sal gou van haar ontslae wees, nie waar? Maar totdat dit gebeur, kom ek my eie belange oppas. Moenie vir my sê jy is jaloers op haar nie. Het jy haar al gesien? Ja, gisterand. Sy lyk soos 'n regte klein. Wie is dit? Dit is my nuwe voorman. Roep haar. De Toei, kom hier asseblief. Jy sal moet van haar ontslae raak, skat. Mense sal begin praat. Ja, meneer van Eysen. Ontmoet my verloofde, juffrou Melody van der Stel. Aangename kennis, juffrou. Sit mekaar in die motorhuis asseblief. Ek vertoef 'n paar dae. Goed, juffrou. Ek is jammer, meneer. Dit sal nie weer gebeur nie. Sal ek my begin bou, meneer? Gelukkig is daar nie veel skade nie. Ek het nie besef die koppelaar. De Toei, het jy 'n bestuurderslisensie? Natuurlik. Swaar voertuie, ligte voertuie en trekkers. Jy kan bly wees as jy veel skade nie. Sal ek nou maar die kar na die motorhuis neem, meneer? Nee, dankie, ek sal dit self doen. Meneer van Eysen, jy's verkramp. Ja. Hier gaan nog snaakse dinge hier gebeur. Voel het aan my van nikbeentjie. Môre, meneer van Eysen. Môre, De Toei. Koffie? Swart sonder suiker, asseblief. Ek is jammer, meneer, oor gister. Ek moet leer om my meer te beteel. Ons sal nie nou daaroor praat. Dankie. Die dag se program is van groter belang. Op hierdie plaas doen ons 'n groot deel van die dag se werk. Voor ontbyt.
Pinotage, Sanso, Cabernet. Heerlijkse Cabernet is die beste in die land. Die boot is Shiraz-druif te plant in plek van die Arianepoot in die Bowingerd. Die grond hier is veel te goed vir Hanepoot. 'n Mens kan net sowel die rooiwyn tekort hier uitbuit. Die suiker in dit is te hoog, meneer Van Eysen. Pragtig. Ja, dit sal bots met die pikante karakter van die landgoedwyn. En uit watter handboek het jy dit geleer? Wynbou was een van my beste vakke, meneer Van Eysen. Ek het ook 6 maande prakties gedoen. En wat beveel ons wyndeskundige aan? Ek sal 'n paar toetse moet uitvoer. Jy mors daar met die wyn, hè? Te lig in die broek om in te sluk. Wat dink jy van hierdie wyn? Gestig bottel. Wat dink jy van die wyn, meneer Van Eysen? Dis 'n moedige wyntjie. Wat lag jy? Maar jy is verstop en verkramp en sedig en altyd. Ek het 'n moderne wynboer verwag, maar jy aan verkramptheid van die brein. Miskien is jy reg. Wat kramp? Jacobus, kom staan.
Maar jy's besope. En so vroeg in die oggend. En juffrou de Toy. Pieter Jan van S. Madeline? Ek kan verduidelik. Onder die son van die Bolandse wind, waar wingerde dans en daar begin, droom ek van vrede, droom ek van rus, waar elke rivier my naam weer fluister. Elke pad lei my huis toe weer, waar die heuvels glimlach en ek jou leer. Ons stories leef in die Nou wat maak jy so vroeg in die wingerd, Betoy? Ek hou daarvan om vroeg te staan. Daar was net nou iets snaaks by jou skuur gewees. Daar's niks snaaks op Neerlus. Kom ek gaan wys jou die plaas. Ek voel jou lewe in my hand. O Boland, jou goud en wyn, ek is jou kind, jou wêreld, jou lied in my lyf. As die mis oor die valleie lê, in die son oor die wingerd te breek. Wanneer die skuur brand? Onder die son. Die skuur brand daar. Ek sweer dis swart Jan se werk daai mis M. Hy's capable en doen sulke dinge, omdat Master hom nie so 'n sleg hond weggejaag het. Tandem, waar is Pieter Jan? Hy en sy bestuurder slaan 4 dood. So ja. Die volkies is nou onder beheer, gelukkig nie veel skade nie. Meneer van Eisen, hoe kan 'n skuur sommer so aan die brand slaan? Iemand is hier aan die brand. Wat stap dit? Kyk jy. Dit toe jy was volgende in die omgewing, kan jy verduideliking gee. Galiepie, nie meer oor. Dis seker iets wat sy goed kan doen. Sy's so mannetjieserig. Sy het al vanoggend die koeie ook gemelk. Betoy, as ek bevele gee, gehoorsaam jy. Betoy, hoekom luister jy nie as ek met jou praat nie? Waarom maak jy valse beskuldigings? Jou buffel. Verkrampte buffel, nie waar nie. Beledigings voor die werksvolk is nie nodig nie. Ek moet met hulle werk, hulle respek verdien. Respek? Jy, mannetjiesvrou mens. Tandem, sy het Pieter Jan geslaan. Nou, hy soek al van gister af moeilikheid. Hy moet haar dadelik in die pad steek. Maar Engele kan hom mos nie sommer so wegjaag nie. Sy het 'n kontrak wat deur Lourens opgestel is. Maar sy het jou gestamp. Miskien het ek dit verdien. Ek het haar vals beskuldig. Pieter. Miskien moes sy my geslaan het. Dan kon jy my verpleeg het. Dit sê Jan. So op die Sabbatdag. Hulle behoort hulle opreg te skaam. Jy nie wat jy nie gaan jou verhoor.
Toe maak jy Melody wakker. Tadam. Oh, kyk! Wat dit duivel. Wat? Sit my neer. Hel. Sit my neer, jou wreedaard. De Tooi, jy's ontslaan. Ek is nou moeg vir die nonsies van jou. Jy het my nou klaar ontslaan. Los my nou. Pieter Jan van Essen. Sit neer, die arme kind. Jou ontvoerder. Kom hier, my arme kind. Jy is seker dood van die koue. Jy behoort jou te skaam. Sien jy vir die kind so staan en kyk? Sien jy? Waarna kyk jy? De Tooi, jy is ontslaan. Môre vat jy jou goed in die trap, kontrak of te not. Hoe durf jy so met haar praat? Sy's nie 'n mansmens. Ag, sy's erger as 'n mansmens. Sy's 'n vroumens. Dan herken jy dit. Wat? Dat jy op jou voorman verlief is. Wie sê ek is? Wat soek sy dan in jou kamer sonder... Oh, Swart Jan het haar bang gemaak. Swart Jan? Nou, wat op aarde sal hy hier rondsoek? Ek weet nie. Miskien wou hy haar bang maak om sy ou pos terug te kry. Hy weet ek het 'n bestuurder bitter nodig. Sit jy nie vir Meerlus op die mark nie? As ons hier jou plek verkoop, dan kanselleer dit outomaties haar dienskontrak. En dan is ons sommer van alles ontslae. Verkoop? Meerlus? Hoekom nie? Papi het ons daai pragtige huis in Kaapstad beloof. Maar as jy van jou trolley afvrou, mens. 5 geslagte het in hierdie huis groot geword en jy wil ek moet dit verkoop. As jy my lief het. My liefde vir jou het niks daarmee te doen nie. Dis iets... Ek moes dit geraai het. Maaste het nou sy paai te dik aangemaak. Ek is bly Galiepie en ek het die verliefdheid al 20 jaar gelede opgegee. Is weg, my kind. Wie? Kobie. Is daar goedjies gepak en gery. Wie het haar nie reg gegee? Jy wil ons van haar ontslae wees. Nou is sy van haar ontslae. Sy het nie my toestemming nie.
Hey, PJ! See you later. Wie het jou die reg gegee om Meerlis sommer so moedwillig te verlaat? My kar het gebreek. Noem jy jouself 'n mechanic? Wat daai kar en... Nee, wag, is my. Wat die dan? En jy loop nie weer voor ek nie sê jy kan loop nie. Ek is bekommerd oor hierdie windmelodie. As dit nou reën is, dan sou en sy Josia. Papi het hierdie verjaarsdagparty spesiaal vir jou gereël. Ons kan nie nou wegbly nie. Almal sal daar wees. Vir 'n hele naweek. Jy sal moet begin onthou. Ons het sosiale verpligtinge om na te kom. En die plaaswerk moet leer om te wag. Dis al. En môre bly jy die hele dag in die bed. Jy het genoeg deurgemaak. Pieter Jan laat jou glad te hard werk op die plaas. Dis nie nodig nie, Tante Em. Daar. Dankie. Ek moes net nooit hierheen gekom het nie. Miskien moet ek maar my kontrak breek, my goed vat en loop. Melody wil my nie hê nie. En Pieter Jan doen alles. Jy kan tog nie nou op hom uitstap nie. Hy dink nie ek my nodig nie. Een van die dae sal Pieter Jan se oë oopgaan en dan sal hy besef. Julle sal albei besef. Wat besef? Maar jy weet goed genoeg wat ek bedoel. Julle is verlief op mekaar. Dis so duidelik soos daglig. Dis waaroor julle so baie beklei. Maar hoe kan Tante so iets sê? Maar ek het oë aan my kop. Maar jy gaan verkeerd te werk, ou kindjie. Pieter Jan is lief vir sy plaas. Maar Melody is nie die regte vrou vir hom. Maar Tannie, hy sê ek is 'n mannetjiesvrou mens. Ek weet nie om iets anders te wees nie. Ja? Maar luister eens, ou kindjie. Jy moet nie probeer om gedurig vir hom te oortref nie. Al die mans is eners. En hulle ou egootjie kan dit net nie duld nie. Maar Tante Em, hoor hoe waar daai noordewind. Ek sal net iets moet doen om daai sin so van die stokke af te kry voor dit reën. Pieter Jan verjaar môre. Nou wat het dit met die werk te doen, Tante? As Pieter Jan verjaar, dan hou al die volkies op hierdie plaas vir 2 dae fees. Dis 'n ou tradisie. Maar ek sal baie werksvolk nodig hê. Ek het 'n plan, Tante. Mike Roberts speaking. Hallo, Mike. Dis Kobie de Tooi, Pieter Jan se bestuurder. Ah, Pieter Jan's manager. Man, ek het hulp nodig. Raad enigiets. Ek het gewonder wanneer ek 'n kans gaan kry om jou behoorlik te ontmoet. Man, ek moet Pieter Jan se sinsoutdryf afkry. Sy werksvolk het natuurlik 'n party van gisterand af en hulle sal seker die hele week so aanhou.
Ek weet nie hoe om jou te bedank nie. Jy het seker jou werksvolk self nodig gehad. Be my guest. Ek het nie sin so dryf nie, studeer een plan my nie. Jy is 'n baie mooi meisie. Weet jy? Jy slaap man. Ek dink ek moet 'n pyp gaan regmaak. Kan ek iets vir jou doen, juffrou? Ja, ek soek 'n rok. Hallo, Kobe. Oh, hallo Mike. Maggies, maar jy lyk baie beter in 'n rok. Dankie. Tell me more about yourself. Waar kom jy vandaan? Hoe het dit gekom 'n meisie soos jy 'n farm manager geword het, hè? Hy nou stil sit. Ek hou baie van die plaaslewe. Van plante en diere. Ek sal vir jou my plaas eendag wys. Ek het ook drywe en vrugte en perde en trekkers, as jy lus voel om met masjinerie te werk. Baie dankie vir die uitnodiging. Ek wonder wat gaan Pieter Jan sê. Ek hier nie 'n meisie mens om vir my te werk nie.
Plaaswerk is 'n man se werk. 'n Vrou se plek is in die huis. And that's where you belong. Ek sê vir Galiepie vra om die bagasie te kom haal. Pieter Jan is nie die enigste man wat op jou kan verlief raak nie. Wie sê so? Is nie waar nie. Oh, come on. Almal weet dit. Die hele kontry, al die bere. Weet jy wat? Ek het al baie meisiekinders geken, maar nog nooit iemand soos jy nie. Thanks, Mike. Dit lyk my tog dit kom reën. Waarom sal jy daaroor bekommer? Die drywe is veilig. Kobe, gee my 'n kans. Jy is so 'n pragtige mens. Hier waardeer net tant M vir jou. De Tooi, weet jy die reg gegee om plastiese stroke aan my vinger te lê? Meneer van Eysen, dink jy nie die tyd het aangebreek dat ons jongste aanplantingsmetodes toepas nie? Magtig man, ek sal besluit watter metodes gevolg sal word. En jy sal... Jy praat met 'n dame, PJ. Ek praat met my bestuurder. En jy sal... Hoe kom jy rok aan? Mak, verkies my in 'n rok. Lê jy aan by my bestuurder? Sy's nie Royal Game nie en die jagseisoen is oop. Kom, Mike, ons gaan swem. Gaan julle twee en doen julle bekleiwerk elders. Good idea. Don't let old Bright Eyes here bully you too much. Kom De Tooi. Come on, Melody. Ek kan skaars my rug draai of alles gaan verkeerd op hierdie plaas. Meneer van Eysen, die stroke is in die wingerd omdat die beste metode is om die vochtigheid om die jongstokke te behou. Soos jy tog seker self weet. En wat meer is, die hele druiwe oes is van die land af. Ek het daarvoor gesorg. Mike het my geld. Maar... Nou kan dit maar reën. Daar is die oes in die vate. Die hele oes? Onmoontlik. Nou wat van die plastiekstroke? Omdat jou oupa en grootoupa seker metodes gevolg het, wil dit nog nie sê het ons op Meerlus nie van nuwe moderne idees gebruik kan maak nie. Jy vergeet jou plek, De Tooi. En jy's ondankbaar. Hier het ek jou hele oes al wat ek kry is kritiek. Jy lyk nogal nie te sleg in 'n rok nie. Miskien moet ek jou maar Kobe noem. Mag ek? As jy wil. Miskien is ek nie die regte persoon vir hierdie betrekking nie. U moet my toelaat om my kontrak op te sê. Asseblief. Waarom wil jy regtig weggaan? Omdat ek nie langer hier mag bly nie. Dis ek die rede. Ek het jou gesê jy sal nooit 'n wafse bestuurder wees nie. Wie sê so? Ek sê so, Jacobus. Ai, meisie, om jou lippe fluite wysie wat ek graag in jou arms in die maande sal woon. Ai, meisie, my jou hart voel glad nie pluis nie, want ek het my kop verloor toe ek daardie wysie hoor. Jou hare is so mooi en blot, jou lippe is so rooi. Ai, toch nie kyk hoe plooi, jou mond is vreeslik mooi.
Ai, meisie, wil jy nie dat met my keisie vat ek aan jou hand en dan loop ons oor die sand. Mooi meisie, wil jy nie maar van my wys nie dat jy ook 'n bietjie hou van hierdie gawe hou. Jou hare is so mooi en want jou lippe is so rooi. Hy tog nie kyk op blooi, jou mond is vreeslik mooi. Ai, doodie, ek wens ek was jou boetie, want dan kan ons mos nou samen die branders gaan baljaar. Ai, aster, pak my hand en druk my vatter, want my kop voel jy mekaar as ek na jou skoonheid staar. Doodie, ek wens ek was jou boetie, want dan kan ons pas nou samen die branders gaan baljaar. Ai, aster, pak my hand en druk my vaster, want my kop voel jy mekaar as ek na jou skoonheid staar. Jou hare is so mooi en want jou lippe is so rooi. Hy tog nie kyk op blooi, jou mond is vreeslik mooi. Ai, meisie, om jou lippe vlei te wysie wat ek graag in jou arms in die malle sal behoor. Ai, meisie, my jou hand voel glad nie pluis nie, want ek het my kop verloor, toe ek na die wysie hoor. My kop voel die mekaar as ek na jou skoonheid staar. Ek het my kop verloor, toe ek na die wysie hoor. My kop voel die mekaar as ek na jou skoonheid staar. Is jy al moeg? Nee, wat? Van wanneer af het ek jou gehuur om my werk te doen? Hello, PJ. Just helping Kirby with the work. Maar dat sal nie meer te lank wees nie. Hoe bedoel jy? Ek het Kirby gevra om met my te trou. Wat? Is dit waar dit toe? Ja. En waarom wil julle gestaan en trou? Waarom trou mense gewoonlik? Kom hier, toe. Ek wil met jou praat. Alleen. Wat 'n nonsens is die? Waarom wil jy met Mike trou? Waarom nie? Nou, 'n man hou van... Wat sien hy aan jou? Vra vir Mike. Eendag wanneer ons 12 kinders het. Hy wil graag 'n ronde dosyn hê en hulle moet almal nes ek lyk. Parijs voor Pieter Jan gaan wees. En Rome en Athene. En dan wil ik naar Amerika. Oh, dit van wonderlijk wees. Melody, Pieter Jan se hart is in Meerlus. Hy sal nêrens elders gelukkig wees nie. Dis tyd dat jy dit begin besef. En papi se besigheid wag daar 'n wonderlike betrekking vir hom. Ek kan nie toesien dat hy homself vir die res van sy lewe op hierdie plaas gaan begrawe nie. Die hele wêreld wag op ons. En papi sal al die deure oopsluit. Geld hoort aan geld van hem. En Pieter Jan is myne. Kom wat wil. Mike het vir Kobe gevra om met hom te trou. Mike? En hierdie werfhoene na mannetjies klere? Is toch so? Miskien is dit die oplossing van al ons probleme. Tante, as dit so is. Ek het vir hulle 'n verrassing.
Ek gaan die huwelik self reël, hier op Meerlus. Dit gaan die grootste troue wees wat hierdie plaas nog ooit belewe het. En die vinnigste. Jy is seker dors na al die opwinding hier vandag en niemand dink jy staan om vir jou iets te bring om te drink nie. Dankie, tante. So jy gaan jou bestuurder verloor, hè? Ja, nogal 'n goeie bestuurder. Nou dra sy rok en wil trou. Waarom nie? Dit is jou verlies. Wat bedoel tante? Sonders nie. Sy het amper jou oë oopgemaak, hè? 5 geslaagd. 5? Maar ek gaan mos nie vir Meerlus opgee nie. Nee? Dan sê jy moet kies, ou seun, en gou ook. Kies? Ja. 'n week nadat Mike en Kobie getroud is die strop om jou nek en hierdie opplaas is in die mark. Ag, nou ja, hulle sê die ouer huis is ook nie so ongerieflik deesdae nie. Kan ek help? Sy het melkkoors. Kobie, hoekom is jy so deksels bekwaam, so onafhanklik? Het jy nooit iemand nodig nie? So ja, sy sal leef. Ek sal oor 'n paar uur weer kom kyk. Praat met my. Wat moet ek sê? Ek het besluit om jou by jou kontrak te hou. Maar Mike en ek? Die kontrak sê 'n jaar en dit is wat ek van jou verwag. Goeienag, meneer Van Eysen. Kobie, Jy maak my seer. ek is jammer. Ek moet om verskoning vra vir baie dinge. Omdat jy 'n man in my plek verwag het? Ek het nooit kon dink dat ek 'n meisie soos jy onder hierdie omstandighede sou ontmoet nie. Ek het my swak gedra. En jy het dit nie verdien nie.
Ek het my ook sleg gedra. Maar dit is meestal ek. Ek moet eerlik wees. Ek het baie respek vir jou ontwikkel. Nie net as bestuurder nie, maar ook as vrou. Respek. Wanneer ek en Mike getroud is, sal dit help om te weet jy vir my respek het. Nog meneer Van Eysen. Kobie, wag. Melody sal wonder waar ons so lank bly. Liewe dagboek, vanaand het ek hom finaal verloor. As ek tog maar niet wil sê wat in sy hart omgaan. Bly jy nog lekker in jou kamertjie? Wil jy nie sit nie, Melody? Nee, dankie, hartjie. Saterdag is jou troudag, né? Seker al opgewonde. Pieter Jan sê Mike is 'n goeie ou. Goeie hart. Al is hy nie so 'n waffese boer nie. Maar hulle sê die liefde is blind, né? En jy is lief vir hom, nie waar nie? As ons twee bure gaan wees, sal ons moet leer hoe om klaar te kom. Hoewel Pieter Jan en ek meestal in Kaapstad sal wees. En miskien verkoop ek ons nog hier jou plek. Is jy lief vir Pieter Jan? Dit het niks met jou te doen of ek hom lief het. Ons twee hoort saam. Geld en klas behoort by mekaar. Papi sê so. In elk geval, dis iets waarvan jy niks weet nie. Seker nie. Sy geld en sy klas het my in elk geval nog nooit geïnteresseer nie. Ek weet dat hy hierdie plaas lief het en ek hom nie wil wegneem. Ek wil hom wys wat aan die kant daai berge is. En dis niks met jou te doen nie en niks van jou besigheid nie. Of is dit? Nee, kan nie wees nie. Jy is te vroom en eenvoudig om in my slaai te krap. En Saterdag is jou troudag. En dan is Meerlis en sy baas nie meer jou bekommernis nie. Saterdag waai jy van die plaas af. Nag, Melody. Boe, geliefie, ek wil hier die plek spikkerit sê. Of dink jy miskien, tweede best is goed genoeg vir my Scooby? Hè? Genade, wat gaan vandag hier aan? Dis mos nie Kersfees nie. Ag nee, wat Master Pieter Jan. Master Pieter Jan het tog nie gaan staat en vergiet. My Scooby trou vandag. En die kospotte kook al van eergister af. Vandag eet ons beboetie en sosaatjies en geurries. Laat het so krak. So op die ou boere manier. O ja, natuurlijk. Dit lyk Master Pieter het iets zwaar op die gemoed. Dit gaat maar bitter as mense goeie managers soos my Scooby verloor. Maar die sou moet nie gewaar word. Kyk wie's terug van waar. Ja, daar aan die kant. En hy lyk vir my skoonbekeer. En al sy nonsetjies is op en in. Môre, meneer. Môre, Swart Jan. O ja, my Scooby het hom weer geengage op sy ou job. Scooby? Sien. En ek sal ook maar ambietjies my notas ingee, Master Pieter Jan.
Want dis Melody en ek. Sal ek klaarkom as julle twee getroud is nie. Sy is veel te baasspelerig. Moet permissie gesê. Toe maar ons sal later daaroor praat. Waar is Miss Kobie? O, die bruid. Sy is al vroeg vanmôre hier weg. Daar by die kloof, daar by die bruggie. En so tussen ons gesê, lyk sy nie so dood happy so 'n bruid moet lyk nie. Hallo Melody. Waar is Pieter Jan? O, hy is seker hier op die werf ergens. O, ek het vir hom 'n groot verrassing. Ek het vanmôre al ons kaartjies en besprekings gekry. Kyk hier is hulle. Europa, Amerika, die hele wêreld. O, tante. Ek gaan van hom 'n nuwe mens maak. 'n Wêreldburger. En as ons terugkeer van hierdie bitterbroodreis, sal hy tog gewillig wees om hierdie ou antieke museum op die mark te sit. Ek kan tog nie my hele lewe hier sluit nie. Ek is seker jy kan nie. Nog net 'n paar hier. Dit lyk asof alles goed vorder. Genade lyk soos 'n brood zijn daar buiten. Mensen swear, was haar idee. Ja, alles vorder goed. Lekker dag, nee. Jy het weggeloop, baby. 6 myl van hier. Kobie, ek hoop jy en Mike gaan baie gelukkig wees. Hoekom antwoord jy my? Het jy vir Mike lief? Het jy Melody lief? Ek het eers gevra. Ek trou met Mike omdat hy my gevra het. Jy is te verkramp om te sien dat ek jou... dat ons... O, los my. Dit doe ek. Tandem, waar kan Pieter Jan wees? Ek is so bekommerd, hy is al meer as 'n uur weg. Hoe vra jy nie vir Kobie nie? Ek kry haar nêrens ook nie. Wat gaan aan hier vandag? Ek gaan darm vir Pieter Jan. Melody, ek sal oppas vir daai Pieter Jan as ek jy is. Na julle wittebroodsreis sal jy miskien uitvind wie's baas op hierdie plaas.
Kindjie, waar was jy en waar is Pieter Jan? Hy kom seker maar, tante. Ek het die motor geneem. Mike. Ek is so jammer, Mike. Hey, what's the trouble? Can old Mike help? Ek moet met jou praat, Mike. Alleen. Asseblief, Mike. Excuse us, tante. Zeker, Kobe. Kom. Ek voel sleg dat ek dit so ver laat gaan het. Ek is so baie jammer. Jy het dit nie verdien nie. Jy het my baie gelukkige dae gegee. En ek sou jou baie gelukkig kon gemaak het. But he loves you, and you love him. That's all there is to it. I'm very happy for your sakes. Mike, ek dink ek jou tog lief, jou dierbare ding. Now she tells me, and I've fixed everything. Niks is gefiks nie, Mike. Wie sê hy is lief vir my? Dis ek wat 'n gek van myself gemaak het om vir hom te sê ek is lief vir hom. Die lamsakkige lamsak. Wag nou. Jou ouma ken PJ beter as jy. Ek en tant Em wil 'n groot ding vir jou vra. Vertrou ons. Gaan nou met die trou. Ons troue. Pretend anyway. Please. Maar Mike? You see, at this very moment, old PJ's on his way here, fuming. I know him, and you better believe me. As jy vir hom gesê het jy's lief vir hom, gaan niks omkeer om hierdie trou vanmiddag te stop nie. Niks. Sal jy? Please. For your own sake. It'll work. Believe me, I know it will. Kobe. Waar kom jy vandaan? En waar is Pieter Jan? Wat het jy met hom gemaak? Melody, jy's welkom om na die lamsakkige Pabroek familiegroete seentjie van jou te trou. Doekies aan te sit, popswende voer of wat ook al 'n mens met praatpoppe maak. Maar ek wil hom nooit weer sien nie. En dis die laaste keer wat jy so met my praat. Het jy hoor? Nou gaan ek my goed pak en... Tant Em sal jou help om jou trourok aan te trek. Nee, tant. Maar natuurlijk. Wel, sal ons gaan kyk of die dominee aangekom het? Wat? Pieter Jan? You might say old PJ is on his way. I like that. Kan dominee wees. Wat sê sy dan? Waar is Pieter Jan? Jy kan enige oomblik nou hier wees. Dominee al gekom. Daar kom hy nou. Come on, Melody. Let's get there before he does. Broers en susters, ons het vandag hier bij elkaar gekom om... Maar broer, waar is die bruid? Sy kom nou, dominee. Any minute now. Ek het vir Kobe beloof dat dit sal vir jou 'n eer wees om haar weg te gee, aangesien haar pa nie hier is nie. Ek? Natuurlijk. Toe maar, dis net tot daar onder by Mike. Dis al. Jy kan nie met hom trou nie. Wie sê so? Ek sê so. Ek is baas van die plaas. Middag? Regte? Maar Mike dink hy trou met my. Hy sal moet verstaan.
pap verstaan. Jy het net nou gesê dat jy my liefhet. Maar liefde kom van twee kante af. En Mike het gesê het my lief. Baie keer. Wel, ek het jou lief. En jy gaan met my trou. Ek het begin dink jy gaan dit nooit sien nie. Pieter Jan, wat is dit? Sê groete vir papa. Never mind. Ons kan nie op ons honeymoon gaan nie, ons is nog nie eens getroud nie. Dominee is seker nog daar. Waar wil wag ons? Wat my alles kan gee. Dit is 'n land wat vreugde bring. Bo kan die berge tot in die vallei. Dis die wêreld net vir my. Dis my land, die boland vir my. Dis die land waar ek liefde kry. Dis my land, hier wil ek bly. Net die boland net vir my.